Goeiemôre. Dis vandag Dinsdag 10 September. Baie welkom ook by hierdie klankoordenking. Ons het reg in die begin van hierdie reeks genoem wat handel oor die lewe van ons Here Jesus hier op aarde, dat dit onmoontlik is om die presiese kronologie te kan vasstel. Ons het nou in die laaste paar klankoordenkings het ons stilgestaan by die jeugjare van ons Here Jesus, sy roeping, sy doop en dan ook sy versoeking in die woestyn. Vanoggend fokus ons op die 12 disippels wat hy vir hom verkies het. Nou die woordjie disipel is 'n afleiding van 'n Latynse woordjie en dit beteken letterlik dis 'n volgeling of 'n leerling. En hierdie disippels was gedurende hierdie 3 jaar van ons Here Jesus se lewe op aarde, was hulle sy direkte volgelinge en leerlinge. Maar die woordjie disipel het ook 'n ruimer betekenis en dit is, daar was baie meer as net hierdie 12. Maar hierdie 12 was die besondere klein kring van disippels, soos wat dit in die skrif van ons openbaar word. Na die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus, het hierdie disipelkring van 12 die naam gekry van apostels. En 'n apostel is 'n gestuurde, en dit is presies wat ook gebeur het. Uit die geskiedenis weet ons dat hierdie disippels in opdrag van ons Here Jesus gaan maak disippels. Dit is julle werk. Om ander volgelinge van ons Here te gaan maak, dat hulle letterlik oor die hele destydse wêreld die evangelie gaan verkondig. In die Bybel A tot Z onder redaksie van Dr. Jan van der Walt of Prof Jan van der Walt, is hier 'n pragtige opsomming van hierdie 12 disippels. En ek wil dit graag vanoggend ook met ons almal deel. Ons lees in Lukas 6 vanaf vers 12. In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Toe dit dag word, het hy sy disippels nader geroep, met ander woorde die groot kring van volgelinge, en 12 van hulle uitverkies, wat hy ook apostels genoem het. Hulle was dan Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matteus en Thomas, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Fanatikus, Judas seun van Jakobus en Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. Die eerste disipel wat dan hier genoem word was Simon. En hy was ook genoem Petrus of Sefas. Hy was die broer van Andreas gewees. Hy het uit die omgewing van Betsaida in Kapernaum gekom en hy was van beroep 'n visserman gewees. Ons weet van hom dat hy die een is wat ons Here Jesus verloon het. Uiteindelik is hy die een wat sendingwerk gaan doen het, moontlik daar in Babylon tot in Rome. En volgens oorlewering is hy onderste bo gekruisig in Rome. Sy broer was Andreas. En uit die aard van die saak, hy het ook uit Betsaida in Kapernaum gekom. Hy was ook 'n visserman gewees. En volgens tradisie doen hy sendingwerk in Griekeland en in Klein-Asië. En hy sterf ook as martelaar aan 'n kruis. Daar by die See van Galilea het ons Here Jesus, nadat hy vir Simon en Andreas geroep het, ook dan vir Jakobus geroep en sy broer Johannes. Hulle het die bynaam gehad van Boanerges. Boanerges is letterlik die manne van donder. Hierdie Jakobus word genoem die Jakobus die oudste gewees, want daar's 'n ander Jakobus ook in hierdie disipelkring. En hy het ook uit Betsaida, Kapernaum gekom. En hy was ook dan 'n visser gewees. En dan, hy het in Jerusalem in Judea
gepreek. Herodes het hom onthoof. Dit lees ons uit Handelinge 12. Johannes, ook genoem Boanerges, hy was die geliefde disipel. In die evangelie van Johannes beskryf hy homself as die disipel vir wie ons Here Jesus in besonder ook lief gehad het. Ook hy kom uit Bethsaida, Kapernaum in Jerusalem, en ons Here Jesus het hom gevra om na sy ma om te sien toe hy gekruisig is. Volgens oorlewering doen hy sieningwerk in veral Klein-Asië, veral in Efese. En hy word oud en hy sterf moontlik 'n natuurlike dood. En hy is die een wat ook die openbaring van ons Here Jesus heel aan die einde van die skrif vir ons opgeteken het. 'n Volgende disipel is Bartolomeus. Hy was genoem ook Nathanael en hy het gekom uit Kana in Galilea. En volgens tradisie doen hy sieningwerk in Armenië en hy word doodgeslaan. Die volgende disipel was Filippus gewees en hy het gekom uit Bethsaida. En volgens tradisie doen hy sieningwerk in Frigië en hy sterf as martelaar in Hierapolis. Die volgende disipel was Matteus. Hy was ook genoem Levi. Hy kom van Kapernaum en hy was die tollenaar, die belastinggaarder. Hy het die evangelie van Matteus ook geskrywe. Nou volgens oorlewering is hy as martelaar in Ethiopië oorlede. Die volgende een is Jakobus die jongere, want ons het genoem daar was reeds die ouer Jakobus en hy was genoem Boanerges. Hy kom ook uit Galilea en volgens tradisie doen hy sieningwerk in Egipte en hy sterf daar as 'n martelaar aan die kruis. Dan was daar Thomas, hy was ook genoem Didymus. Ook hy het uit Galilea gekom en volgens oorlewering doen hy sieningwerk in Persië en in Indië en hy sterf as martelaar naby Madras by die berg van Sint Thomas. Dan was daar Judas wat ook Thaddeus genoem word. En hy kom ook uit Galilea. Nou volgens oorlewering preek hy in Persië en in Assirië en hy sterf daar as martelaar in Persië. Dan was daar Simon die Zeloot. Hy kom uit Galilea ook en ons weet in politieke terme was hy die verregse Zeloot gewees. Nou volgens oorlewering is ook hy gekruisig. En dan was daar Judas Iskariot. Hy kom uit Kiriot in Judea. Hy is die enigste disipel uit Judea. Al die ander kom daar uit die noorde in die omgewing van Galilea. Hy was die een wat ons Here Jesus verraai het en hy het homself daarna opgehang. En dan was daar Matthias. Hy was in die plek van Judas Iskariot verkies as die 12de disipel. En volgens oorlewering doen hy sendingwerk in Ethiopië en sterf hy daar as martelaar. As 'n mens so kyk na al hierdie disipels van ons Here Jesus, dan kom hulle uit alle fasette van die samelewing. Dit was nie 'n homogene groep nie. En daarin sien ons ook iets van God se genade vir ons vandag, ook ten opsigte van ons roeping. Ons Here het elkeen van ons geroep as 'n volgeling vir hom. Elkeen van ons is deur hom uitgekies, geroep en toegerus en ook uitgestuur, soos wat die apostels uitgestuur was, om die evangelie van ons Here Jesus oral oor, waar ons ook al is, onder watter omstandighede ook al, te verkondig. Nie net in wat ons sê nie, maar in wie ons is, en wat ons doen. En hoe kosbaar die gedagte om te dink, ons is ook deur God geroep
in sy diens. Ons dank U, Here, dat ons uit hierdie 12 disippels, wel dan 'n 13de as ons ook vir Matteus ook kan byvoeg, dat ons daarin ook U hand van genade kan sien, hoe U doodgewone mense uit die daaglikse samelewing ook geroep het, om U volgelinge te wees, hoe U hulle toegerus het, Here, hoe U hulle uitgestuur het as apostels, en met die krag van die Heilige Gees in ons, doen U dit vandag nog met elkeen van ons. Help ons, Here, dat ons roeping ook waardig sal wees in hierdie lewe. En dat ons die naam Christen ook sal uitleef in ons daaglikse lewe. U is onbegryplik groot in U genade. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Seën vir jou.